Amen, halleluja. Mense, ek wil met die gesels oor Jesus Christus verwoord. Wat kry ons as ons tot wedergeboorte kom? Die ewige lewe, absoluut, absoluut. Daar's nog goed wat ons kry. Ons kry baie goed by die Here. Maar as een ding wat absoluut bo-aan is, behalwe die ewige lewe, praat ons oor, dit is vryheid in Jesus Christus. Want ek en jy is nie meer onder die wet. Amen. Ek wil hê julle moet mooi luister. Ek en jy is nie meer onder die wet. Dit beteken nou nie ons kan maak en doen en weet net soos wat ons lus het. Want die ding werk so. As ek en jy tot wedergeboorte kom, dan word ons onmiddellik deelagtig aan die erfgenaam van Jesus Christus. En ek sê altyd, vir my dit gevoel soos 'n tennisbal, toe die Here my vat daai dag, toe voel ek vir my, of hy daai tennisbal vat, en hy dop hom binne toe buite toe om, van binne af buite toe om, sonder om deur te sny. Dit is hoe dit vir my gevoel het. En die verandering was radikaal gewees. Soveel so, dat die mense wat ek nou saam gewerk het, nie kon glo, maar hulle sê, wat het met jou gebeur? Jy praat nou so mooi, kan jy dit glo? My houding was anders. Ek was nog steeds bietjie reguit gewees. Maar ek het nie meer gevloek en geskel, daai tipe dinge gedoen. En hier in my binneste, was daar 'n beroering gewees, wat ek geweet het, daar's iets anderste, wat deel was van my, wat ek nooit gehad het. En daai iets anderste, was die vervulling van die Heilige Gees, want as ek en jy tot wedergeboorte kom, is ons onmiddellik deelagtig van die Heilige Gees. Onmiddellik. Want daai oomblik, as ek en jy ons harte en ons gees oopmaak vir God, en ons nooi hom in ons lewe in, met deur die Heilige Gees, het ons die Heilige Gees. Ons verstaan nog nie die Heilige Gees nie. En hoor wat ek nou sê, baie van ons, maak nie saak hoe lang ons die Here dien, verstaan ons steeds nie die werking, die volle werking van die Heilige Gees. Ons weet en ons lees in die Bybel wat die Heilige Gees doen, maar in elkeen van ons gebeur daar iets wat anderste is. Karel se ondervinding daarso sal anders te wees as wat my ondervinding is. Dit is hoe die Here met elke individu werk, en daardeur gee die Here vir ons gawes, hy gee vir ons geskenke, dit is wat dit beteken. Hy gee vir ons iets daarso, wat hy wil hê ons moet gebruik. En hoekom moet ons dit gebruik? Ons moet dit gebruik om ander mense te leer van die evangelie. Vir hulle te vertel van die evangelie, die boodskap uit te dra. Maar luister, jy moet die boodskap uitdra sonder om 'n woord te sê. Want dit is maklik om die praat te praat. Hoor wat ek sê, maar dit is nie maklik om te doen wat die Here vir ons van verwag. Dit is nie altyd so maklik. Maar ek en jy het 'n vryheid in Jesus Christus. Ek en jy staan onder die vaandel, ons staan onder die bloed van Jesus Christus. Ons staan onder die genade van Jesus Christus. Daardeur sê ek nie, luister weer eens, daardeur sê ek nie, ons kan sonde doen soos wat ons wil nie. Ons moet elke dag verbeter. Tannie Marie, hoe lang dien jy al die Here? So dis al 50 jaar.
55 jaar. Hoorie, dis rof hoor. Dis rof. Dit is rof. En verander jy elke dag nog? Absoluut. Ek en jy, mense luister, ek en jy kan nie die Here dien en dat ons gaan nie vorentoe op die pad van heiligmaking. Want hoor dan wat ek vir jou sê. Ek weet, luister, ek weet ons gly en ons val. Maar ons kan weer opstaan, want dit is nie hoe jy val, dit is hoe jy opstaan. Dit is die ding. En ek en jy moet kan verander elke dag. Elke dag moet ons verbeter. En ek en jy, ek sê weer, ek en jy kan nie in die teenwoordigheid van God wees en in die Heilige Gees, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees, en ons kom daar uit sonder om te verander. Dan sê ek vir jou, jy was nie by die Here. Hoor mooi. Sê amen op dit. Amen. Amen, want as ek en jy, hoor wat ek vir jou sê, as ek en jy, in die passie, die tyd, binne in die Here se teenwoordigheid is, dan is daar goed wat verander. Dis miskien nie so duidelik sigbaar soos die oomblik toe ek tot wedergeboorte gekom het nie. Maar as ons steeds 'n verandering hier binne in my en in jou. En die grootste verandering, luister, vind plaas tussen ons linker en ons regter oor. Want hierso is die slagveld van die vyand. En hoe meer ons gedagtes orden, en hoe vinniger ons gedagtes orden, en ons gefokus bly op ons hemelse Vader, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hoe beter gaan dit vir my en jou wees. Maar nou sê ek vir jou, dit is moeilik om dit te doen, want ons wil ons eie dinge doen. Ek hoor niks. Amen. Ons is almal so. Hoor wat ek vir jou sê, ons is almal so. Jesus Christus, die beloofde verlosser, bevry sy mense van die huidige gevolge van sonde en van die mag van die sonde. En hy sal hulle uiteindelik heeltemal van die teenwoordigheid van daai sonde verlos. Dit is die vryheid wat ons het. Kom ons kyk. Jesaja 61 vers 1. Ons het 'n groot vryheid en 'n baie groter bevryder. Kom ons kyk. Die Gees van die Here is op my. Dis 'n profetiese woord, dis 'n profetiese boek waar ons dit lees. Hy sê, my is Jesus. Hy sê, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Dit is wat ons het. Ons het nie meer nodig, daai bevryding, daai vryheid wat ons het in Jesus Christus, is ek en jy is nie meer veronderstel om in gevangenskap te lewe nie. Hoekom nie? Baie maklik. Albei, wat sê jy? Hoekom is ons nie meer gevangenskap? Ons is nie meer onder die sonde nie, ons is nie meer onder die wet. Dit is wat dit beteken. Ek en jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. En daar is niks anderste wat ons kan verlos behalwe die bloed van Jesus Christus nie. Ek kry hoendervleis waar ek nie so staan. Ek hoop julle kry hoendervleis, want dit is bokant my vermoë hierso om dit te kan verstaan. Dat Jesus Christus gekom het in sy bloed, sy offer wat hy gegee het my bevry van sondes, met die gevangenskap, hy het die boeie, het hy gebreek, hy het dit losgemaak, het van my hande afgeval. So ek sê hier, ons kan nie daardeur maak net wat ons wil nie. Mense, ons moet kyk hoe ons praat, ons moet kyk hoe ons reageer, ons moet kyk hoe ons doen. Ons moet kyk hoe ons doen, want dit is moeilik. Dit is moeilik.
van die eindtog voorspel die verlossing wat deur Jesus Christus bereik is. Kom ons kyk. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Come on mense. Die volgende versie sê, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sonde. Nou wil ek net stil staan daar. Luister vir my. Matteus 6 sê Jesus. Die disciples vra vir hom, Here, leer ons bid. En die Here sê vir hulle, dit is die gebed. Ons ken die gebed, die Onse Vader. Nou sê ek vir jou, onthou. Hoeveel keer moet jy iemand se sonde vergewe per dag? Hoeveel is dit? 490 keer, nee. Dis 74 mal 7. Dis 490 keer. Is dit nie? Dis 490 keer. Vir een ding wat hy aanhoudend doen. Wat maak ek en jy? Ons wil ons het bloed gebyt. Dit help nie, jy sê sorry nie, okay. Kom nou. Julle kyk my nou vir niet so of julle nou dood onskuldig is. Kom, dit is die waarheid. Dit help nie, jy sê ekskuus nie, want môre doen jy dit weer. Jakoba? Ja. Mense, julle kyk my vir niet so. Ons mag so. As jy nou, ek is so baie by die rustig, maar dis sê kom maar, die klein op, die agterkleinkind van jou nou jaar oud geword het rustig. Ja. Mense, ons moet versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees. Jesus het ons verlos. Jesus het ons skoon gewas. Ons is mede erfgename. Hy sê, wie ons die verlossing deur sy bloed het, naamlik die vergifnis van sonde. Ek en jy kan, hoor die son. As ons sê, ons vergewe iemand, sê Jesus in Matteus 6, jou Vader wat in die hemel is, sal jou sondes ook nie vergewe. En toe ek daai stuk mooi gaan deursoek, en ek het so 'n dingetjie geskryf oor dit, toe besef ek, heel eerste, vra ek vergifnis vir my sondes voor die Here. Heel eerste vra ek vergewe ek die persoon wat iets aan my gedoen het. Hoor julle wat ek sê? Because why? Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. En dan weet ek, as ek my sonde bely het voor hom en die persoon vergewe het, as ek jou kwaad gemaak het en jy wil my nie vergewe nie, ek sal jou vergewe. Jy kan doen wat jy wil met my, dit is alright, ek sal jou vergewe. Want ek weet, as ek jou nie vergewe nie, ek het baie sondes wat my God my nie sal vergewe. En ons is te maklik om te sê, ja, maar hy ene doen dit, en hy ene doen dit, en hy ene doen dit, en die ene maak sis, en hy ene maak so. Ons is te maklik, en te gemaklik met dit. Jesus Christus vervul die Ou Testamentiese voorspelling vir hom as 'n verlosser. Lukas 4, vers 18 tot 19. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan die wie te bring. Aan die armes te bring. Wat is armes? Wat beteken daai armes? Arm van, dankie Albie, arm van gees, dis nie arm met geld, dis arm van gees. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van harte te genees. Met ander woorde, ons wat vermoeid is, ons wat ons harte, ons gees die binne in ons stikkend en uitmekaar het is, kom Jesus en hy kom herstel dit, dat ek en jy kan aanhou en aanhou en aanhou. Hy sê om aan die gevangenes vrylating te verkondig, omdat die mense wat hy praat hier, so hy sê die blindes herstel van gesig, dis mense wat geestelik blind is, dis wat hy kom praat,
om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, die jubeljaar van die Here. En ek en jy kan elke dag in 'n jubeljaar van die Here lewe. Ons kan elke dag in 'n jubeljaar lewe. Die vryheid wat deur Jesus Christus kom ons kyk Johannes 2:30. Johannes 2:30. Johannes 8 vers 32. Kom ons kyk daar. Hy sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid? Die evangelie is die waarheid. Die evangelie is die waarheid. Hy sê, hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham. Nou hierso is dit nou 'n gesprek met die Sanhedrin. As hy sê, en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê hy dan, julle sal vry word? Maar luister nou hierso, nou die ouens is nou 'n bietjie teer mekaar gelees. Kyk, ons trek nou in Johannes al, hè. Dis nou die Nuwe Testament. Hoor wat sê hulle? Hy sê ons het, gaan net terug. Hy sê ons het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie, maar hulle lieg. Want hulle was 430 jaar in Egipte land wat hulle slawediens verrig het. Hulle was 430 jaar daarso. Hy sê, dis hulle voorgeslagte wat ons van praat daarso. Hy sê, hoe sê hy dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. Jesus Christus, die seun van God, bly vir altyd binne in ons. Hy sê, as die seun julle dan vrygemaak het, dan sal julle waarlik vry word. Dit is die vryheid wat ons het. 1 Tessalonisense 1 vers 10. Ons word vrygemaak van die straf van die sonde. Hy sê, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het. Jesus, wat ons van die toekomstige toren van God, hy toren verlos. Ek en jy is vrygemaak. Ons het nie meer nodig om die straf van ons sonde te dra nie. Ons is in genade tydperk. Ons kan vergifnis vra vir ons sonde. Maar wees versigtig, wees baie versigtig. Romeine 6 vers 1 tot 7. Ons word ook bevry van geestelike dood wat met die sonde gepaard gaan. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Paulus praat nie so. Hy sê, dat die genade meer kan word. Hy sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons dan nog daarin lewe? Mense, hoor wat ek sê. Ons praat hierso van gewoonte sondes. How to train your dragon. Sê al die ene wat jy hierso bære en waai. Wat niemand sien. Dis wat ons van praat. Volgende ene. Hy sê, of weet julle dan nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? As ons in sy dood gedoop is, hoe staan ons op? In sy lewe. Want hy het opgestaan. Ons sterf in sy dood, maar ons staan op in sy liggaam, in sy lewe. Dit is wat hy vir ons gee. Hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Mense, dis nie die lewe net die lewe nie, of net die ou lewe nie. Ek en jy kan in 'n nuwe lewe wandel. En nou kyk ek vir julle reguit aan en ek sê, dis hoogtyd dat ons begin om in 'n nuwe lewe te wandel. En die ou dinge wat agter is, 'n bietjie te los. En die sakkies wat ons altyd so saamdra, dat ons dit kan gaan uitskit, oralste, en sê, Here, ek wil niks meer met hierdie goed uit te waai nie, want luister, die loon van die sonde is die
dood. En hoe meer ons op onsself pak hierso, op ons skouers, hoe swaarder gaan ons kry. So ons klomp en ons daai goedjies begin afskit, sodat ek en jy elke dag in 'n nuwe lewe kan opstaan. Sê jy dankie elke dag as jy wakker word vir die Here. Dankie Here dat ek nog lewe. Want dan weet ek het 'n werk vandag nog vir U. En dan sal ek 6 uur op en ek gaan 8 uur dood, is my tyd reg. My tyd is reg. Want as ons sterf, is ons by God. En as ons lewe, is God by ons. So wen die hele tyd. Omdat ons God nie sien nie, maak ons droog. Hoor nou mooi wat ek, as ons die engele kon sien, en ons engele, ons almal het engele, en ons kan die engele sien, hoor wat ek vir jou vertel, jy sal nie so 'n sonde doen. Hoor mooi, want as hy oor engele hier so staan, gaan ons net sê, dit is reg so. Ons gaan dit maak wat die Here sê ons moet maak. Ek bid al baie lank al vir die Here en vra, ek wil sy engele wil ek sien, maar ek is 'n bietjie benoud. Want as ek sien, en ek lees in die Bybel, wat kom, as jy raak jou benoud. Ja, dis groot, die engele is groot hoor. As hulle kom en as een engel en hy verwoes 180.000 mense in 'n nag. Mense, ons het moeilikheid hoor. Ons het moeilikheid. Maar dan sê die Here, ek en jy is wedergebore kinders van God. Amen. Kom die Here lof word of is julle nie? Kom daar sê. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid van sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Ons sal sterwe, ek en jy, die vlees, ons sal sterwe, maar ons sal die ewige lewe beerwe. Mits ek en jy, die Here dien, die Gees en in waarheid. Hy sê, aangesien ons dit weet dat ons ouë mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Maar weer, en ek sê weer, die gewoonte sondes ons laat staan, asseblief, as ons dit laat staan. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Dan lees ons Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, en hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood tot niet gemaak kon word, wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Met ander woorde, ek en jy kan toelaat, laat die duiwel ons kom raad gee. Of ons gaan ons oor toesluit vir die duiwelse stem, vir ons eie stem en ons eie gedagtes, maar ons ore oopmaak vir die fluistering van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is ons raadsman en hy is ons leidsman. Jesus Christus sal uiteindelik sy mense van die dood self bevry in Korintiërs 15 vers 22 en 23. Hy sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, soos hulle ook almal in Christus lewend gemaak. Mense, is dit nie 'n wonderlike vooruitsig? Is dit nie 'n wonderlike vooruitsig? Hy sê, maar elkeen is sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms. Romeine 6 vers 11 tot 14. Ek gee baie skrif, maar ons lees dit saam, so dat, en ek glo en ek vertrou, dat die Heilige Gees ons sal herinner aan hierdie boodskap wat uitgaan, aan die skrif wat ons elke Sondag so lees. Hy sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Hoor dan, laat ons sonde dan
in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou word nie. Hoeveel waarskuwings, hoeveel keer moet ons geprompt word en sê, hou op sondig, hou op om mense af te breek, bou hulle eerder op. Wat is fout met ons? Wat is fout met ons? Ons weier baie keer om ons ondergeskik te stel aan God se gesag. Want ons kom in opstand en in rebellie, as ons sê, ons gaan die persoon nie vergewe nie, of ons kom en ons sê, maar dit help nie eens meer, ek bid vir hulle nie. My kleinseun van my daar so sit met sy ouma, en nou die dag, laat Sondag toe kom hy hierso te sê, opa, ek wil gedoop word. En dis sy eie keuse. Hy weet nie hoe lank al bid ons vir hulle, vir ons kinders en vir ons kleinkinders. Hy weet dit nie. Maar hy voel die beroering daar binne. Hy voel dit daar binne en hom sê, dat is fout. Sê vir hom, hoekom wil jy gedoop word? Hy sê, want my lewe is nie oké. My lewe is nie oké. 11 jaar oud. Timotheus was 12. Met 'n kerk gehad van 3.500 mense, die sal ontwikkel sien. 3.500 mense, die sal ontwikkel. Hy sê, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat met dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Luister daar. Die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie. Maar ons is onder die wat? Ons is onder die genade. Ons is onder die genade. 2 Petrus 1 vers 2 tot 4. Ons word ook bevry van die besoedeling van die sonde, want sonde besoedel ons siel, ons gees en ons liggaam. Dis wat dit doen. Hy sê, maar genade en vrede vir julle vermeerder word deur wat? Deur die kennis van God en Jesus ons Heer. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur die heerlikheid en deur die deug, die dinge wat ons doen, die mooi goed wat ons doen. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Ek en jy moet 'n goddelike natuur hê reeds, want ek en jy is wedergebore kinders van God. Hy sê, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikhede van die wêreld is. Wow. Ons sluit amper af. Kolossense 1 vers 13 tot 14. Ons word bevry van die mag van die Satan. Kom ons kyk. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Ons was daar gewees. En oorgebring het in die koninkryk van die Seun van God, Jesus Christus is sy naam, van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Mense, dit is dit wat ons kry. Jesus Christus sal ons ook vrymaak van die teenwoordigheid van sonde, Filippense 3:21. Hy sê, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ek sluit af met 2 Timoteus 3 vers 11. Hy sê, vryheid as gevolg van die verlossing, die beproewings deur Jesus Christus. Hy sê, Paulus praat hierso. Hy sê, hy het deur vervolging gegaan, deur lyding gegaan. Hy sê, soos die buite beurt geval het in Antiochië, in Ikoneum, in Lystra,
watter vervolging het ek nie al verdra nie? Hoor daar wat sê, ons kan lees, gaan lees die boeke van Paulus, dan sal jy sien hoe swaar het Paulus gekry, hy het moeilik gehad. Hy sê daar so, die laaste stuk, hy sê, en die Here het my uit hulle almal uit verlos. Is jy gereed dat die Here jou uit al jou gemors, trek, issues, kan verlos? Is jy gereed daarvoor? Ek hoor niks. Is jy gereed? Is jy gereed om te ontvang dit wat Jesus Christus deur die Heilige Gees, deur sy bloed, die Heilige Gees vir ons gee en vir ons wil gee? Is jy gereed daarvoor? Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Steek ons hande op. Sê, Vader Here, dankie dat ons weer vandag hierdie woord kon hoor. Vader, dat hierdie boodskap, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees en ons sal herinner, Here, aan dit wat U vandag vir ons kon vertel het en vir ons weer kon wys het, Here. Dat ons as wedergebore kinders van U nie onder die sonde staan, Here, maar dat ons vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Vader, en laat ons issues, ons nitty-grittigheid, ons gemors, ons drek, sal aflê, Vader, en ons sal opstaan met 'n geestelike ruggraat, Here, 'n absolute pilaar, Here, om vir U te dien, die Gees en die waarheid, en oralste vir mense gaan vertel van U, sonder om 'n woord te spreek. Dit is my gebed in Jesus naam, en ek vra Here, dat U elke persoon, wat hier so is, en hande so opgesteek het, dat Here sal seën, met U seën, met U goddelike seën. Ons loof en ons eer U daarvoor. Dankie Here. Hy sê, die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet julle dan my naam op ons kinders uitroep. En ons wedergebore kinders van Jesus Christus, die mede-erfgename van Jesus Christus en die kinders van God, ons moet ons sy naam oor ons uitroep. En Jesus sê, ek sal julle seën met die goddelike seën. Dankie Here, ons loof en ons eer die absolute wonderlike genade. Amen en amen.